Ja, goeienaand aan julle almal. Dit is baie lekker dat julle almal ingeskakel het by ons Bybelstudie. Ek sien daarna uit om saam met julle te lees in Galasiërs. Ons is by Galasiërs 1. Ek twyfel of ons sal kom tot by vers 24. Hierdie Bybelstudie is redelik maar intensief en hou mense lekker besig. Maar vanaand so 'n bietjie iets anderste. En ook baie belangrik en relevant vir ons eie tyd. Ek wil vra dat julle asseblief weer saam met my sal open deur saam met my te bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U ons genadig was in hierdie dag, dat U vir ons hier 'n geleentheid geskep het om na U woord te kan luister. Ons wil nou bid en vra dat U deur die Heilige Gees ons harte werklik ontvanklik sal maak vir U woord. Dat U woord vir ons in die middelpunt van ons lewe sal staan en dat ons ook daardeur gevorm sal word en dat ons as gelowiges sal bly groei. Ons besef, Here, dat die wêreld is vol boosheid en vol alles wat skeef is en krom is, en dat ons as gelowiges die verantwoordelikheid het ten spyte van al hierdie dinge ons weg te vind in U diens. Ons bid dit in die naam van U Seun, dat U by ons sal wees deur die Gees. Amen. Ja, baie welkom, soos wat ek weer eens gesê het. Ons lees vanaand Galasiërs, ekskuus, hier's nog 'n paartjies. Dit almal inlaat. Hy Galasiërs 1 vanaf vers 11 tot 24. En dit gaan hier oor 'n baie belangrike saak en dit is die oorsprong van die evangelie. Met die oorsprong van Paulus se evangelie word bedoel die evangelie wat Paulus verkondig het en nie 'n unieke evangelie aan Paulus nie, met ander woorde iets wat Paulus sou uitgedink het nie. So dit is dalk 'n bietjie dubbelsinnig, maar ek dink julle sou as jy die gedeelte deurgewerk het agtergekom het dat dit gaan hier oor die evangelie wat daar net een van is en Paulus wat dit verkondig. Ons lees in vers 11, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens, 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom gebly, en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here, en wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. En daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Cilicie, en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof
wat hy vroeër besig was om uit te roei, en hulle het God verheerlik in my. Nou goed, in die vorige verse het, ons het nou al baie duidelik gesien, dat daar is net een evangelie, en dit maak dat die evangelie vir 'n mens toetsbaar is. Omdat daar net een evangelie is, kan daar nie verskillende weergawes van die evangelie wees nie. Want dan moet jy toch sê, daar is 'n tweede en 'n derde en 'n vierde weergawe. Op baie plekke in die Nuwe Testament word hierdie kernbelangrike beginsel gevestig. Een evangelie. Hy werk net op een manier. En as ek dit vir jou baie eenvoudig kan stel, werk hy so: Christus is gelyk aan verlossing. Enig iets anders is nie deel van hierdie een evangelie wat God vir ons beskik het nie. En op grond daarvan kry jy dan ook verskille tussen mense, en verskille tussen, sal ons dan maar die algemene woord gebruik, kerke. Want almal het nie dieselfde evangelie nie. Het is belangrik dat jy dit verstaan, want mense kan vreeslik onkrities wees, en alles wat net vir hulle klink na of dit godsdienstig of christelik godsdienstig is, dit vat hulle dadelik, en hulle omhels dit, as die evangelie. Nou, hulle sal byvoorbeeld, jy sal mense kry, wat duidelik sê, goed, dit wat die moslems glo is verkeerd, dit wat die hindoes glo, dit is verkeerd, dit wat die boeddhiste glo, dit is verkeerd, dit wat die atheïste glo, dit is verkeerd, en enig iets wat christelik is, dit vat mense, dit aanvaar hulle, dis vir hulle die evangelie, dis maar reg so, en in hulle oë is alle kerke dis maar dieselfde, daar is nie 'n groot verskil tussen kerke nie, en die rede waarom het so is omdat hulle kennis so swak is, omdat hulle kennis so gebrekkig is, omdat hulle nie genoeg insig het om in te sien, dat daar is net een evangelie nie, hulle weet nie hoe klink daar die een evangelie nie, hulle kan nie skerp genoeg luister, om te hoor wanneer daar 'n afwyking van hierdie een evangelie is nie. Niemand sê, wanneer hy met die evangelie begin, en dit wil verdraai, sê, hoorie, ek gaan nou hier vir jou my weergawe gee van die evangelie nie, en ek gaan hom so bietjie aanpas nie, of ek pas hom op hierdie of daardie punt aan nie. Almal maak aanspraak daarop, dat hulle sê, ek verkondig die evangelie soos wat Petrus of Paulus of watter Nuwe Testamentiese skrywer gewoonlik dit gedoen het. Mense glo dit, hulle aanvaar dit. En in hulle oë is almal wat dan nou Christene is my boetie en my sissie. Hulle praat ook so, boeties en sissies, kom ons bid vir die bekendlouseer in ons land. Ek ken jou nie, ek weet nie wie jy nie, dis sê jy is my broer of my suster nie, jy kan, binne die Christendom kan jy baie radikale goed glo, wat ek heeltemal van verskil. Jy beskou jouself, as 'n Christen, is nie te sê ek en jy aanbid dieselfde God eers nie. As jy die afgod liewe Jesus het, dis nie my God nie. My God is die Here Jesus, en hy is een van 3 persone in 'n heilige drie-eenheid. So, besop vir, ons is almal boeties en sissies van mekaar, en dis een big happy family. En ons kan maar na mekaar luister, en ons kan op mekaar ag gee, en ons kan mekaar ondersteun, en ek kan algemene oproepe uitstuur op groepe wat sê, bid saam met my, ek kies saam met wie ek bid. Ek wil saam met ware gelowiges bid. Ek sien nie kans om te bid saam met mense wat byvoorbeeld die godheid van die Seun nie aanvaar nie, of die godheid van die Vader nie aanvaar nie, of nie die godheid van die Heilige Gees aanvaar nie, en almal wat hulle self kerke noem, is nie te sê hulle verkondig dieselfde evangelie nie. Die Rooms-Katholieke se verstaan van die evangelie is nie my verstaan van die evangelie nie. So wees baie versigtig vir hierdie ding, dit is baie algemeen,
Mense praat so, mense het hierdie manier van redeneer en behoede jou as jy onderskei, behoede jou as jy sê daar is net een evangelie en jy weet wat daardie evangelie is en jy glo, nog erger is as jy sê jy glo dat daar waar jy in jou gemeente aanbid, daar is die een evangelie. Mense hou nie daarvan nie, want almal moet reg wees. Hulle sal vinnig vir jou sê, maar God het gesê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dis die hele wêreld, dis al die gelowiges. Is dit wat daar staan? Is dit wat die Bybel sê? Paulus sê juis in Galasiërs, maak seker, jy hou vas aan die een evangelie. Pas op vir die afwykings, pas op vir die skeeftrekkings, dit het ons verlede week gesien. Hy sê juis vir hulle, julle was onbetroubaar Galasiërs, julle het gesê, julle weet wat die een evangelie is, julle het gesê, julle hou aan hierdie een evangelie vas, maar by nabaat blyk dit dat julle dit nie gedoen het nie. Julle het gedink dat almal kan maar reg wees en almal kan nie reg wees nie. Die oomblik as jy hierdie een evangelie op enige manier net so pikkie draai, net omtrent 'n 8ste afdraai, dan is jy verkeerd begin loop. En mense onderskei dit nie meer nie. Ons is almal een groot happy family, ons is almal boeties en sissies van mekaar. So baie belangrik dat 'n mens moet sê, goed, maar wat is hier die een evangelie? En dan kom die apostel Paulus nie. En luister baie mooi wat ek vir jy sê, want daar is 'n ander klas van teoloog, baie slim mens, baie geleerde teoloog gewoonlik, en hulle praat van die teologie van Paulus en die teologie van Petrus. En dit verskil so 'n bietjie van die teologie van Jakobus. En dit verskil weer so 'n bietjie van die teologie van Judas en van Johannes. En elkeen van hulle het sy eie teologie en sy eie gedagtes. Dit is die sogenaamde historiese kritiese manier van Bybel verstaan, waarvan groot komponente ook in die gereformeerde kerk ongelukkig maar is. Van hulle wat ook hulle self as baie geleerd voordoen, wat kom met, ons kan die Bybel ook maar so lees, dat daar 'n teologie van Paulus is, en Paulus het maar idees gehad, wat ons vandag as moderne mense nie meer so lekker is mee nie, want ons weet beter, en ons het so bietjie verder al ontwikkel as die apostel Paulus. Dis die idee van, toe agter dit alles, is die idee van, Paulus het sy eie teologie gehad, hy het sy eie mening gehad. Kom ek noem dit nou maar op sy naam. Paulus het die idee gehad van vrouens wat ons nie vandag deel nie. Jy kry dit in die gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Jy kry dit onder sekere Nuwe Testamentici, wat briewe skryf, en wat in koerante skryf die afgelope 2 weke. Wat sê, dat ja, maar ons weet, ons kan Paulus nou nie meer ernstig vat op hierdie punt nie. Want hy het sy eie teologie gehad, hy het sy eie weergawe van die evangelie gehad. Luister baie mooi broer en suster, daar is een evangelie, net een. En daai evangelie is Christus is gelyk aan redding. En Christus kom en Christus bepaal vir sy kerk, en sy kerk gehoorsaam hom. Dis dit. Ons lees die Bybel op 'n grammaties-historiese manier, ons aanvaar die Bybel en die hele Bybel soos wat die Bybel daar geskryf staan, as die een woord van God. Nie anders nie. Dis dit, of dis niks. Christus is op vir jou alles, of Christus is vir jou niks. Of jy by geheel en al voor hom, in alle opsigte van jou lewe, in alle aspekte daarvan, die dele waarvan jy nie hou nie, en die dele waar dit vir jou maklik is, of jy doen dit glad nie. Daar is nie 'n kompromie hier moontlik nie, of jy is vir God, of jy is teen hom. Daar's nie 'n middeweg nie. Die ding van die goue middeweg is klassieke Griekse filosofie van Aristoteles.
ek en jy, broer en suster, moet dus as ons hierdie Bybelstudie doen, moet ons baie ernstig besin. Vir onsself sê, maar waar staan ek? Is ek bereid om ten spyte van alles wat geskryf word en gesê word en kwytgeraak word, ook oor my kerk, en mense wat hier die standpunt het dat daar is een waarheid, nie twee waarhede nie, een waarheid, aanvaar ek dat mense gaan my kritiseer, mense gaan my aanval, gaan ek opstaan vir die feit dat ek sê, maar daar is een evangelie, een woord van God, nie almal is reg nie, nie alles is reg nie. Die mense wil dit nie hoor nie, lewe in die era, in die postmoderne era, is die era van die relativisme. Ag, almal is reg, ons kan alles maar aanvaar. Meer as een kan tog reg wees. Wie het gesê, jy is reg en ek is verkeerd en daai een is nie reg nie. Maar dis 'n kort treekie, dan is jy binne in die New Age, dan aanbid ons sommer almal weer dieselfde God ook. Dan bevind jy jou in uitgeleese geselskap, dan kan jy en jou moslim en hindoe en boeddha broers, kan julle almal lekker hande vashou en saam 'n biddag hou. Want dis wat gebeur het al in Suid-Afrika. Nou deesdae is almal weer steeds gereformeerd. Maar ons weet nie meer wat dit beteken nie. Gereformeerd beteken daar is een evangelie, nie twee nie. Een waarheid, nie twee waarhede nie. En hierdie is die baie belangrike punt wat die apostel Paulus hier maak. Jy moet vir hom vasvat, want dit is krities en lewensbelangrik vir jou en vir die voortbestaan ook van jou hele nageslag. Want as jy begin dink, jy sien dit nie meer so nie, broer en suster, dan het jy waarskynlik al klaar oorgeloop en het die vyand jou oorrompel. So hierdie evangelie is indrukwekkend, dit is so. Dus ek sê dit is indrukwekkend, want dit is 'n boodskap waar God kom en sê dat hy red mense. Hy red mense wat dit nie verdien nie. Hy red mense uit genade, met ander woorde, uit sy liefde. Liefde wat ons op geen manier verdien het, met liefde wat ons in ons harte vir hom gehad het nie. Dit is hy wat dit doen en nie ons wat dit doen nie. En wanneer iemand sê, gee jou hartjie vir Jesus, dan is dit nie hier die evangelie nie, broer en suster. Dis nie jy wat jou hart gee nie, dis God wat vir jou die redding en verlossing aanbied. Hier is dit, vat dit, en ek en jy moet dit aanneem. Dis nie ek wat my hartjie gee nie. Aanneem en gee is tog nie dieselfde nie. Of is dit dan nou dieselfde in Afrikaans deesdae? Kan ons dan nie eens meer Afrikaans verstaan nie? Ek moet my hartjie gee, terwyl ons belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus en die Nederlandse geloofsbelydenis sê, ek moet hierdie redding met in die geloof aanneem en my eie maak. Jy weet, jy kry kerke met die naam gereformeerd in hulle titel. En hulle het hierdie selfde belydenisskrifte, die apostoliese geloofsbelydenis, wat ons opsê op 'n Sondag in die kerk, die Nederlandse geloofsbelydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, Nicea en Athanasius, Heidelbergse Katekismus, Nederlandse geloofsbelydenis en Dordtse Lerios. En dan staan daar, aanneem, en dan kom hulle en hulle verkondig, gee jou hartjie vir Jesus. Dis belangrik dat jy jouself bekeer. Dis belangrik dat jy jouself op jou sterfbed bekeer. Dis so goed, ek sê vir 'n mens wat sy lewe lank, kom ek gebruik 'n ander beeld, 'n mens wie sy bene totaal afgesit is, en ek sê vir hom, man, groei 2 ander bene en loop hardloop, gaan hardloop die 100 meter by die Olimpiese spele en gaan wen 'n medalje. Dis tog absurd. Mense sal vir my sê ek's mal. Niemand sal dit sê nie, maar dis wat jy sê. Dis wat jy sê, wat die sondige mens dood in sy sonde en ellende moet doen. En hulle glo dit, want dis gerieflik, hulle het beheer. Dis nie die evangelie nie, dis 'n ander evangelie. Dis 'n totaal ander boodskap wat jy mee besig is. En tog mense glo dit.
Hulle omhels dit. Ek is nie 'n boetie of 'n sussie van so iemand nie, asseblief. Moet my nie eens so noem nie. Ek deel nie jou dwaling nie. Bly maar weg van my af met jou dwalings. Wie hierdie evangelie met my deel, maak nie saak of hy gereformeerd is, of in watter kerk hy is nie, wie hierdie evangelie met my deel, oor die ganse wêreld, maak nie saak wat sy klere is, wat sy taal hy praat nie, wie hierdie evangelie met my deel, en vir my sê, daar is een evangelie, en hy sê dit soos wat die Bybel dit hier sê, dis my broer en my suster. Met hulle is ek een, en party van hulle is in Sudan, en party van hulle is in die Kongo, en party van hulle is hier op ander plekke in Afrika, of Brazilië, of Roemenië, of Nieu-Seeland, of Australië, is van oor die hele wêreld. En ek ontmoet hulle wanneer ons byvoorbeeld 'n algemene synode het, dis my broers, en my susters, met wie ek 'n hegte geloofsband het. Valse leraars was oortuig daarvan, en dis 'n baie interessante en belangrike gedeelte hierdie eintlik, dat Paulus het hierdie evangelie self gaan sit en uitdink. Dit was vir hulle so anders. Hulle kon net nie die koneksie maak met die Ou Testament nie. Toe hulle by hierdie Galasiërs gekom het, toe sê hulle vir die Galasiërs, luister, man Paulus het hierdie ding gesit en uitdink. Dis nie wat in die Bybel staan nie. Dis nie wat in die Ou Testament staan nie, dat God sy volk red nie. Die Israeliete is wonderlike, fantastiese mense gewees. Abraham, fantastiese mens. Isak, fantastiese mens. Jakob en Esau, Jakob, fantastiese man. Sy seuns, wonderlike mense. Dis wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê hulle het meer as een vrou gehad. Die Bybel sê Abraham het getwyfel, was klein gelowig. Dieselfde met Isak, Jakob, so kan ek maar aangaan. Nie fantasties nie, nie wonderlik nie, ook nie die volk nie. Wie hulle red, sê die Ou Testament, God het hulle gered. God red. Nie die mens red homself nie. Nie Abraham het sy hartjie gegee, of Isak, of Jakob, of sy nageslag nie. God het hulle gered. Dis die boodskap van die Bybel. 'n Mens verstom jou, dat hierdie mense wat by die Galasiërs gekom het, sê vir hulle, dat Paulus het hierdie ding uitgedink. Dat hulle dit nie kan sien nie. Dit bring my terug by daardie teks wat ons die afgelope Sondag gehad het, uit 2 Korintiërs, waar Paulus skryf hulle te sluier. Hulle het 'n sluier wat voor hulle hang, hulle lees die Bybel, hulle lees die wet, en die sluier maak dat hulle God nie kan sien in sy heerlikheid nie, hulle is blind. Blind. En jy wonder dalk, die evangelie is dan so wonderlike, mens word gered uit vrye guns, uit genade uit, sonder dat jy iets doen. Hoekom glo meer mense dit nie? Hoekom kan ek nie ander mense daarvan oortuig kry nie? Hoekom kan ander Christene nie insien? Dit is nie gee jou hartjie vir Jesus nie. Sien jy wat hy doen nie? Hoekom sien hulle dit nie? Hoekom is hulle so blind? Daar hang voor hulle 'n sluier. 'n Sluier wat hulle verblind. Ironies genoeg, hulle maak juis aanspraak op die werking van die Heilige Gees. Maar hulle kom en hulle lees die Bybel deur die bril van die mens is beter as wat jy dink. Die mens het tog iets goeds in hom, daar ergens is daar iets goeds in elke mens. Daar is nie iets goeds in elke mens nie. Die mens het 'n diep boosheid in hom. Die mens is diep geval in sy sonde. Dit wat goed is in hierdie wêreld is nie in die mens nie, dis in God. Tensy God daardie mens herskep en verander deur sy Heilige Gees en met hierdie evangelie, dat hy geloof in daai hart werk, dan verander daai mens, ja, en dan kan daar iets goed in daai mens wees. Maar nie voor dit nie. Paulus het hierdie evangelie nie uitgedink nie. Hy het die skrif geken. Die skrif is die Ou Testament, en dis die Ou Testament in wese.
Die boodskap van die Ou Testament. Paulus sê dat ek maak julle bekend, broers. Hy praat hier met gelowiges. Dit is wonderlik om in hierdie wêreld mense jou broers en jou susters te kan noem. Maar ek sê reguit, nie almal wat 'n Christen is my broer of my suster nie. Daar is regtig mense met wie ek nie wil assosieer nie. Want hulle is dwaalleraars. Hulle doen dinge wat ek glad nie mee saamstem nie. Glad nie. Maar daar is werklik van hierdie mense wat nou in koerante skryf wat ek nie mee saamstem nie. Ek kan nie daarmee saamgaan nie. Dit maak uiteindelik my seer wanneer ek sien wat hulle bereid is om aan die kerk van die Here en aan die Here te doen, want ek is oortuig van hulle gee glad nie om nie. Hulle gee nie meer om nie. As dit jou nie keer nie, as jy dan sê jy kom uit hierdie kerk uit en jy die kerk lief en jy gee nie meer om nie, dan is daar iets verkeerd, dan kan ek en jy nie broer of suster van mekaar wees nie. Ek is jammer om dit te sê. So ja, Paulus as hy praat oor hierdie valse leraars wat in die gemeente van Galasië kom, hy is wel van die oortuiging dat die Galasiërs nog sy broers en sy susters is, dat baie van hulle rad voor die oë gedraai is, maar die valse leraars is 'n ander saak. Luister 'n bietjie hoe hard praat hy oor hulle. Hy noem dit op die naam. Jy weet, ons het in 'n Christendom verval wat afgewater is. 'n Christendom waar almal is maar reg. En niemand mag verkeerd wees nie. En jy mag nie sê iemand is verkeerd nie. En op die ou einde verwar dit mense. Dit maak mense die mekaar. Want almal is nou reg. Niemand staan op nie. Niemand sê dit wat daai een sê is verkeerd nie. Dis nie meer die evangelie nie. Maar in Paulus se tyd was dit nie so nie. Hy het reguit gesê, hierdie ding is 'n dwaalleer. Dis 'n valse leraar wat dit aan julle verkondig. Dis nie van die Here af nie. Jy sien, hy was duidelik. Dit waarskynlik ook bygedra daartoe dat hy so onpopulêr geraak het. Omdat hy nie doekies omgedraai het nie. Hierdie mense kom met storieetjies. Dinge wat hulle self uitgedink het, dinge wat hulle pas, dinge wat hulle wil hê. So dit is eintlik, jy weet, is nogal opvallend wanneer mense iemand van iets beskuldig, dan kan jy maar gaan kyk, hulle staan eintlik agter die deur. Presies wat hulle doen. Wat hierdie dwaalleraars gedoen het hier in hierdie brief. Hulle beskuldig Paulus van storieetjies wat hy opmaak. Hulle sê nie hier die evangelie nie, in die Bybel nie. Terwyl dit eintlik hulle is wat die praatjie makers is. Maar hulle sal dit nie vir die mense sê nie. So Paulus sien 'n mens het opregte omgee gehad vir hierdie Galasiërs en wil werklik vir u sê, ek is dalk ook maar redelik reguit, want ek kom ook van 'n plek af waar ek werklik omgee vir my gemeente en vir my medegelowiges. Kan nie toelaat dat my gemeente blootgestel word aan dwaalleer nie. En omdat ek my gemeente liefhet, wat Christus aan my sorg toevertrou het, moet ek vir u sê, en ek het dit vir 'n hele paar kerkraadslede al gesê, sekere mense sal nie die preekstoel met my deel nie. Ek sal hulle nie daar toelaat nie. Ek gaan dit ook weer vir die kerkraad duidelik en amptelik sê. Mense wat in koerante skryf, ek is jammer, ek deel nie 'n preekstoel met hulle nie. Wat die kerk swart smeer in koerante en wat dit op 'n onkerklike wyse doen, ek is jammer, ek deel nie die preekstoel met hulle nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. Ek weet nie wat gaan hulle volgende sê nie. Ek weet nie wat gaan hulle volgende doen nie. Dit spaar my die verleentheid om terwyl hulle praat op te staan en hulle stil te maak. So ja, ek beskerm my gemeente. Want ek gee om vir my gemeente. Ek gee om vir die lidmate wat God aan my sorg toevertrou het. Daarom skryf ek. Antwoord ek. Stuur ek omsendskrywes wat die kerkraad goedgekeur het, wat ek opstel. Dat die lidmate moet weet wat is waar en wat is reg, en dat daar is een evangelie en nie twee nie. Dat die evangelie wat deur my verkondig is nie na die mense is nie.
Die punt wat Paulus die hele tyd maak, jy weet, hulle probeer wanneer hulle sê, dis iets wat hy uitgedink het, dan sê hulle eintlik, dis 'n menslike ding. Dit is soos die storieetjie van Hansie en Griekie. Hy sê Paulus, waar kom julle daaraan? Ek het dit nie van 'n mens afgekry nie. Ek, Paulus, het self geglo dat Jesus Christus is dood. Alles het met hom geëindig toe hy gesterf het aan die kruis op Golgotha. Ek het nie geweet van sy opstanding nie. En daar op pad na Damaskus toe hy my roep. En hy sê vir my, hy is Jesus. Toe besef ek, maar as hy met my praat, dan lewe hy. So dis die waarheid. Al hierdie goed wat vir my gesê is en wat ek geglo het voorheen, is nie waar nie. Dit was 'n fout. Dit was onwaar. En ek moes verander. So dit is nie na 'n mens nie. Daai gebeurtenis het hom laat besef dat hy het uit die mond van die Here self gehoor wat die waarheid is, en ewe skielik het hy besef dit wat hy gehoor het wat die Christene verkondig en wat hulle voorstaan dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is waar. So dit is nie van 'n mens nie. Dit is nie deur hom uitgedink nie. Hy het dit nie beplan nie. Hy het nie by iemand dit gaan hoor nie, by 'n ander mens gaan hoor en dit ontvang by 'n ander mens nie. Maar hy het dit van God self afgehoor. God self het dit vir hom gesê. En daarom kon hy nie anderste as om daarop te reageer en om dit te glo nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie. Paulus het 'n voorreg gehad wat ek en jy nie het nie. Ja, ek moes leer by ander mense en so probeer ek weer om iets vir jou te leer. Ons leer by mekaar, maar Paulus het dit direk by die Here geleer. Direk. Ons leer by Paulus. Dis die punt. Dis hoekom Paulus die een evangelie verkondig. Teenoor die dwaalleraars wat daar kom, is eintlik die wat met hulle eie stories kom. Dit kom uit hulle gedagtes en dan uit hulle monde uit. Terwyl Paulus dit gehoor het van die Here self af. En nou kom dit deur sy mond na ons toe. Daar's 'n baie groot verskil. Paulus self was uit hierdie rigting uit. Wat hierdie mense wat daar gekom het, wat waarskynlik ook van die party van die Fariseërs was, hulle het Paulus geken. Hulle het hierdie evangelie al nie net op daardie stadium vir 'n paar jaar verdraai nie, maar al vir honderde jare verdraai. Dit was die wyse waarop hulle dit vir honderde jare aan die volk geleer het. En die weergawe werk baie eenvoudig. Onderhou die wet. Hou die wette wat die Fariseërs vir julle gemaak het, wat hulle neergeskryf het, die fyner uitwerk van die wet. Hou dit en julle maak 'n bydra tot julle redding. Julle red julleself. Hulle het op daardie stadium nog die Messias verwag, so jy red jouself met jou goeie lewe, met die fantastiese mens wat jy is. Broer en suster, waar staan dit in die Bybel? Waar is daar enige plek, enige aanduiding in die Bybel dat 'n mens jouself red of 'n bydra maak tot jou redding deur dit wat jy is, deur dit wat jy doen? Bring vir my een gedeelte in die Bybel waar dit staan, een vers. Moenie kom met dat jy op 'n manier jou geloof beskou as iets van jou werk wat 'n bydra maak tot jou saligheid nie. Dis nie my en jou geloof wat ons red nie. Dis die geloof wat God vir ons gee, wat die hande is waarmee ons Christus omhels. Geloof kom nie van self uit my hart uit nie. My hart is 'n swart verborge diep gat.
nie meer nie, want dit is verander deur die werking van die Heilige Gees, maar God herskep my en hy gee vir my geloof dat ek Christus kan omhels. Al is God altyd God, al die eer altyd aan hom, nie aan die mens nie. Dis die evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Die oomblik as jy begin met die mens, is jy in die moeilikheid. Dan is dit nie meer die evangelie nie. Jy kan hom net 1/8 wat maar min is afdraai, of 1/10 of 1/20. Dis nog steeds, hy's af, hy's verkeerd. Hulle boodskap is deur mense uitgedink, dis deur die fariseërs al vir honderde jare geleer. Deel daarvan, soos wat julle later ook sal hoor in die brief aan die Galasiërs, is die gedagte van, jy moet nog steeds jouself laat besny. Hou by die besnydenis. Hou by die Joodse gebruike van die vas. Hou by hierdie gebruik en hou by daardie gebruik. Doen hierdie ding, doen daardie ding. En skynbaar hoor ek dat mense dink, ons gereformeerdes is so. Hulle dink dat ons in die GKSA is juis mense wat sê of glo dat 'n mens met allerhande menslike reëls hou. Bring vir my die menslike reëls waaroor jy so besorg is, wat ons het, dat ons daaroor kan praat. Bring hulle vir my dat ons kan sien. Watter is hulle wat jou nou so bekommer, wat ons leer, wat ons op enige manier sê, dat jou saligheid is daarvan afhanklik, want ek sê vir jou, jy is besig om 'n leuen te vertel. Ek sê dit vir jou amptelik en ek sê dit vir jou reguit. As geen manier wat ons met 'n menslike reël kom en ons sê, dat dit dra by tot jou heil en jou saligheid nie. Inteendeel. Ons sê daar is net een evangelie. En dit is Christus wat die inhoud van daardie evangelie is. Maar wanneer jy sê, gee jou hartjie vir Jesus, dan sê jy, ek maak 'n besluit, ek maak 'n bydra, ek gee my hartjie. Dit staan nie in die skrif nie. Liewe Jesus staan nie eers in die skrif nie. Hy is hoogstens die Here Jesus, of Jesus Christus, Jesus die Christus, Jesus die Messias. Dit kan vir 'n mens swaar wees, om by die een evangelie te staan, vra maar vir Paulus. Hy lys dit op meer as een plek, wat sy dinge alles met hom gebeur het, omdat hy aan hierdie een evangelie vasgehou het, hoe hulle hom behandel het, mishandel het, geslaan het, gestenig het, verwerp het, weggejaag het, sleg behandel het, verarm het. Dit is moeilik om vir die een evangelie te staan. Die Here beloof nie dat dit maanskyn en rose gaan wees, as jy opkom vir die een evangelie nie. Uiteindelik mag die Here vir ons 'n genadeloon beskik. Maar dis 'n genadeloon, dis nie 'n verdiende loon nie. Maar hoe heerlik en hoe wonderlik om die een evangelie te ken en om dit in jou hart te bewaar. En niemand kan dit ooit van jou wegvat nie. Die Here bewaar dit in ons. En dit is wat Paulus geken het, dis wat Paulus in homself ook gehad het. So die oorsprong van Paulus se boodskap waarvan hy so seker was, en hy het die voordeel gehad dat hy het die Here self gehoor, maar hy sê dit vir ons. En ek glo Paulus, die Heilige Gees laat my Paulus se woorde 100% glo, as waar en ek omhels dit. Maar deur 'n openbaring van Jesus Christus, ek dink ons het al redelik daaroor gepraat en jy ken die Damaskus gebeure. Die enigste verandering wat ek nog ooit, en ek het dit al baie gesê, en ek sal dit weer sê, die enigste verandering wat ek nog ooit gesien het in mense se lewe hou, is die verandering wat God, die Heilige Gees,
in mense se harte en lewens werk wanneer hulle wedergebore word. Enige mens wat daardie werking van die Heilige Gees ondergaan het, dis 'n blywende verandering. Dis 'n vernuwing. Dit maak nie saak wat die probleem voorheen was nie. Dis blywend, dis wonderlik. En in daardie verandering glo ek 100%. En daarom is ek, laat ek altyd die deur oop, maak nie saak wat die probleem met 'n mens is, dat God, as dit sy wil is, so verandering in 'n mens se hart kan werk nie, en bly ek altyd bid, en glo, en hoop vir verandering in mense se lewe, waar baie mense al moed opgegee het, en gesê het, vergeet dit, daai een sal nooit ophou nie, daai een sal nooit verander nie. Ek sê altyd, tensy God die Heilige Gees ware geloof in daai mense hart werk. Moet nooit sê nooit, jy weet nie wat is God se wil nie. En God is kragtig en dis 'n almagtige Heilige Gees. Sy werking kan deur niks gestuit word nie. Hy kan mense se lewe 180 grade omdraai, net soos wat hy Paulus se lewe omgedraai het. Ek glo dit. Dis blywend. Daaroor kan nie gestry word nie. Paulus is self 'n lewende bewys daarvan. Vroeër in hierdie gedeelte maak hy daarvan melding in vers 13 tot 14, hoe dat hy vroeër gelewe het, toe hy deel was van die Jodendom, toe hy self hierdie oortuigings gehad het, toe hy presies dit gedink het wat hierdie dwaalleraars gedink het, wat daar gekom het by die Galasiërs, en vir hulle die ander evangelie geleer het, hoe dat hy so sterk oortuig was daarvan, dat hy die Christene niks gespaar het nie. As hy 'n kans gekry het om 'n Christen in die hande te kry, het hy teenoor hulle opgetree. Man of vrou, hy het hulle dood eenvoudig uit hulle huise uitgaan haal, hy het hulle kinders nie ontsien nie. Het hulle ouers van hulle af weggevat. So seker was Paulus, so oortuig was hy in sy hart, dat hy reg is. En moenie die fout maak om te dink, want ek het dit ook al gehoor, dat mense sê dat God het in Paulus 'n potensiaal gesien. 'n Potensiaal van iemand wat ywerig en sterk is. En toe het God gesê, maar as hy net hierdie mens kan omdraai, dat hy vir die evangelie is, dan dink nou net. Dis eintlik 'n positiewe ding in Paulus, hierdie geweldige oortuiging van 'n saak. So dan sê jy daarmee per implikasie, dat daar was iets baie positief in Paulus, toe hy hierdie dinge gedoen het. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê, ek was op die verkeerde pad. Dit was nie iets positief nie, dit was nie iets mooi nie. Dit wat mooi is, het later in my lewe gekom. God het my gemaak wat ek is. Ek kom van 'n baie lae basis af, as 'n sondaar, as 'n vervolger van die kerk. As iemand wat dit goed gekeer het, wanneer mense mishandeld is, en selfs doodgemaak is, het hy nie die klere opgepas van die mense wat die eerste diaken van die gemeente Stefanus met klippe doodgegooi het nie, hy het. Die verandering wat daar in Paulus gekom het, was nie Paulus nie, was nie maar net Paulus wat so bietjie oorgeskakel moes word na 'n ander punt toe nie. Dit was 'n radikale vernuwing, dit was 'n herskepping. Dit wat positief en is in Paulus was die werk van die Heilige Gees. Dit was 'n radikale vernuwing. En ek weet baie van u wat na my sit en luister vanaand, ken dit, weet dit. Wie sou ek gewees het? Wat is ek beter as enige ander mens? Ek is nie. Is niks beter nie, ek is ook 'n sondaar. Maak ook foute. Net soos jy. Wat maak my anders? Wat maak jou anders in hierdie wêreld? Iets in ons,
een of ander sterk karaktertrek wat ons het, iets wat ons deur ons genetika, deur ons geslagte heen aan ons oorgedra is. Jy sien, dis die probleem met mense, hulle soek altyd iets goeds in hulle self. Nee, die evangelie sê, daar is nie, behalwe dit wat God in my doen en dit wat God in my werk en wat God in my tot stand gebring het. Die verskil tussen my en enige ander sondaar, wat nog nie hierdie verandering ondergaan het nie, is ek het die genade van God leer ken. Wie ek vandag is nie my prestasie nie, dis nie my werk nie, dis nie my geloof nie, is nie ek wat my hartjie vir Jesus gegee het nie, dis God wat my uitverkies het, dis God wat my gemaak het wat ek is God wat in my werk en God wat my bepaal by wat belangrik is vir hom. Dis hy en net hy wat die verskil maak in my lewe en ek loof en ek prys hom daarvoor. Ek dank hom daarvoor. Nie ek nie. En dis die groot verskil met dit wat Paulus hier sê oor die een evangelie en wat ons glo as gereformeerde gelowiges en die res. Die res is 'n groot res. En al is ek die enigste stem wat nog hierdie boodskap verkondig, dis die boodskap wat ek sal verkondig, totdat die Here my asem van my af wegneem en ek sal nie iets anders te verkondig nie. Mag die Here my werklik daarby bepaal. Dis tyd dat ons baie duidelik soos die apostel Paulus hierdie boodskap verkondig. Nie kom met allerhande stories of afgewater, sopperige evangelie nie. Maar met 'n kragtige, eenvoudige evangelie wat enige mens kan aanvoel en verstaan. Of wat die Heilige Gees uiteindelik ook kan gebruik om ware geloof in mense se harte te werk. Maar dit ontsien nie die mens nie. Geen mooi praatjies en storieetjies oor mense en dat daar nog ernstig hoekies van lig en goed of blommetjies is wat in hulle harte ernstig nog staan en groei in die vuil stof van hulle lewe nie. Dit is nonsens. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is, God red my en ek het dit nie verdien nie. Daar is nie 'n sonskynhoekie nie. Daar was nie 'n sonskynhoekie in my lewe nie. Die sonskyn wat daar in my lewe is en die blomme wat nou daar in my lewe groei is die genade van God. Hy doen dit. Nie ek nie. Daar het nie ernstig ietsiekie oorgebly nie, na die sondeval nie. Die sondeval was 'n radikaal, dit was 'n radikale val. Paulus is duidelik hieroor, hy sê dit. Hy praat daaroor. Hy sê, kyk, ek het die gemeente van God uitermate vervolg. Daar was nie iets goeds vir my nie. As jy na Paulus gekyk het en as jy Paulus in daai tyd geken het, dan sou jy geweet het, hierdie man is boos, is verkeerde pad. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek vir alle ywerhaar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Pas op maar om agter die voorvaders aan te gaan. Maak baie seker dat jou voorvaders het op die regte spoor geloop. Die Afrikaner is al vir baie jare, ek wil vir u sê, vir 40 jaar en dalk nog langer as 40 jaar is 'n groot deel van die Afrikaner wat sy teologie aanbetref, op totaal die verkeerde spoor. Heeltemal op die verkeerde spoor. Met ander woorde, ons is dalk al vir meer as een generasie nie meer op die spoor wat God ons op wil hê nie. En toch, mense sit daar, hulle aanvaar alles wat maar net na hulle kant toe kom. Net solank dit hoegenaamd godsdienstig lyk of klink. As ek so godsdienstige sousie vir jou oor 'n klomp DDT gooi en ek sê vir jou, man, hier, eet en geniet,
dan lyk dit vir my, party mense sal dit opeet vir poedie. Dis gif. Dis wat dit is. Dis nie lewe nie, dis gif. Met 'n godsdienstige sousie wat daaroor gedrapeer is. Jy gaan doodgaan daarvan. Want dit is nie meer die een evangelie nie. Paulus het absoluut vasgehou aan die oorleweringe van sy voorvaders. Dit moet mos reg wees. Dit kom dan van die voorvaders af. My oupa het so geglo. My oupa se oupa het so geglo. Ons glo al vir lankal so. Dit moet reg wees. Gaan kyk of dit reg is. Gaan maak seker dat dit reg is. Moenie jy net blindelings op hierdie spoor aangaan nie. Daar's net een manier waarop jy gaan kyk of dit reg is. Jy gaan terug en jy gaan kyk, is dit die een evangelie? Die suiwere een evangelie. En dit is nie, ek sê weer eens, nie ek gee my hartjie vir liewe Jesus nie. Dis nie die een evangelie nie. En hy word wyd en suid in kerke, Afrikaanse kerke verkondig. Dis nie hy nie. Dis nie wat Paulus hier skryf nie. Die een evangelie is God, en God doen dit. God red my. Ek kan dit net aanneem. Aanneem met geloofshande wat hy vir my gee. Dis 'n radikale boodskap vir ons tyd. Paulus, ek moet dalk maar eers hier dit los, want hier gaan hy nou aan oor hoe lank gelede God hom al gered het. Ek sal onthou, dis op bladsy 32. Ek wil vir julle geleentheid gee vir enige vrae of opmerkings. Goed, ek is dankbaar dat julle almal ingeskakel het. Ons sal dan volgende week hier begin. Daar is Jaap. Jaap, jy's welkom. Dominee Tommy, dis Anje. Ja. Dit laat my baie dink ook wat 'n mens, Dominee praat van die afgewaterde geloof wat ons het, en ek dink 'n groot deel daarvan is, omdat ons nie besef hoe groot ons verdorwenheid is nie. En daarom, het is 'n groot leemte, wat ek dink deur generasies heen gebeur het, dat ouers het nie vir kinders regtig geleer dat ons is totaal verdorwe nie. Want ek dink daarom het ons dalk die idee, of baie mense die idee, dat ons onsself kan red en ons kan iets daaraan doen. Ek weet nie of jy my so stem. Absoluut. Ek stem 100% met jou saam, Anje. Ek dink die afgelope Sondag se preek het dit juist gesê, toe ek gesê het, in die gemeente is daar wye verskeidenheid van sondaar mense. Ek glo, ek moes dalk net dit ook gesê het, ek glo ook dat in baie van daardie mense se harte het die Here reeds vernuwend gewerk, maar ons bly sondaars tot die laaste dag van ons lewe op hierdie aarde. Maar mense se besef van hulle sonde maak dat hulle nie werklik meer bid soos hulle moet bid nie. Bid oor hulle sonde, smeek vir vergifnis nie. Dat hulle hierdie idee het van hulle self as hierdie konings en hierdie koninginge. Jy weet, daar was op 'n stadium hierdie beweging hier in Suid-Afrika gee vir die mense krone. Hulle het rondgeloop met krone, hulle is almal is konings en koninginge, en ons is almal, daar word net gefokus op die kunskap van die gelowige, en dat ons in Christus erfgename is, en die verantwoordelikheid wat ons het. Is nie meer gepreek nie. Die verantwoordelikheid wat ons het om, net soos, dat ons kom uit die sonde uit, ons is gered uit die sonde uit, en nou uit dankbaarheid leef ons 'n verantwoordelikheid uit. Dis ook nie meer gepreek nie. Jy sien, is 'n baie afgewaterde, eensydige evangelie wat verkondig is oor die jare. En dis die een wat mense nou ken. En as jy gaan luister na preke, dit is vir my, ek moet vir julle sê, baie preke is vir my eintlik uiters vervelig. As ek elke Sondag daarna moet luister, sal ek dit nie maak nie. Ja, en ek hoop nie ek preek so nie. Regtig nie. Want
Die mense word Sondag na Sondag bekeer. Elke Sondag word hulle bekeer. Elke Sondag moet hulle hartjie vir Jesus gee, vir liewe Jesus gee. En dit is so nou en so beperk, is elke keer dieselfde storieetjie. En of dan die variasie wat daarmee bykom is, wees 'n goeie mens, jy moet, op daai manier kom jy agter, maak jy 'n bydrae tot jou redding. Dis omtrent die enigste ander deel wat bykom. Ek weet nie, maar as ek elke keer daarna moet luister, buiten dat ek weet dat dit is 'n dwaling, en ek moet elke Sondag na dieselfde ding kyk, soos jy sê vir my, ek moet elke dag dieselfde liedjie luister, ek mag net die een liedjie luister. Dit sal my onderkry. Maar ek weet nie, ek vir my daar is mense wat daarvan hou. Maar ek stem met jou saam, mense, ek het alweer op 'n ander pad begin gaan. Mense leer nie en verstaan nie meer hoe diep verdorwe ons is nie. En ja, dit bring jou dadelik dat jy soek na Christus, dat jy vasgryp aan Christus, as jou enigste verlosser. Nog enige vrae of opmerkings? Goed, ja, ek is passievol hieroor, so ek gaan nou nie om verskoning vra dat ek passievol is hieroor nie. Ek hoop nie, ek is te oorweldigend passievol nie. So ek wil vra dat julle sal met my afsluit met 'n gebed. Barmhartige God en Vader, ons sê vir U dankie dat U vir ons alles is, dat U alles vir ons gedoen het, dat U ons gered het uit die diep ellende waarin ons onsself gestort het. Ons bid, Here, dat ons aan hierdie een evangelie sal vashou, en dat ons daarvoor sal opstaan, dat ons dit sal verkondig aan alle mense, en nie daaroor sal skaam kry of sal stil bly nie. En Here, gee dat ons vanuit 'n plek van nederigheid ook as kerk U sal bly soek en dien, onsself altyd mooi sal bekyk en ondersoek of ons nog self vashou aan hierdie een evangelie. U ken ons almal se harte en lewens. Ja, Here, wees naby ons. Ons bid ons gebed in U Seun se naam. Amen. Julle baie dankie dat julle ingeskakel het vanaand, en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.